Goeiemôre. Jy luister na die 44ste oordenking in die reeks Die Goeie Lewe. En ons tema vanoggend is herstel. Soos julle uit verlede week se oordenkings kon onthou, staan ons vir 'n oomblik weg van The Good Life en kyk ons na die navorsingsresultate van die huwelikskenner, verhoudingskenner John Gottman. Ons het verlede week gesels oor die 4 ruiters van die Apokalips, die 4 mees destruktiewe gedragspatrone in verhoudings. Wanneer hierdie 4 ruiters teenwoordig is in 'n verhouding, is dit tyd om aan 'n omdraai-strategie te werk. Doen 'n mens dit nie, stap 'n paartjie af in wat Gottman noem the distance and isolation cascade. Dis 'n sirkelgang van isolasie en afstand. Die omdraai-strategie is dalk makliker as wat dit op die oog af lyk. Dit hang af van beide die persone in 'n verhouding se bereidwilligheid om terug te draai na mekaar toe. Wat Gottman en sy span bevind het, is dat die 4 ruiters in sommige verhoudings minder na vore kom as by ander, en wel vanweë een enkele faktor wat oor en oor 'n sleutel tot geluk blyk te wees. So belangrik is dit, daardie een enkele faktor, dat dit maak dat 3 van die 4 ruiters by daardie paartjies teenwoordig is, maar die slegste een van die lot, veragting of minagting, kry nie 'n vasdrapplek daar nie. So wat is dit wat so groot verskil maak? In Engels, repair. Om te herstel. Om terug te keer na koneksie. Gottman beskryf repair soos volg: It can be almost anything, but it is generally the spouses acting as their own therapist. They comment on the communication itself, or they support and soothe one another, or they express appreciations to soften their complaints. Met ander woorde, jy kan sê, dis 1000 verskillende maniere waarop een, verkieslik albei, terugdraai na mekaar toe, dalk 'n grappie maak, 'n drukkie gee, koffie gaan maak, net terugkeer na koneksie toe om daarmee te sê, ons is okay. Met ander woorde, hierdie paartjies kry dit reg om uit die negatiewe sirkelgang van konflik uit te kom en die atmosfeer ligter te maak, sag te wees teenoor mekaar, verskoning te vra. Gottman sê dis eintlik hartseer en tragies om te sien by hoeveel paartjies is daar een persoon wat probeer om te repair, om te herstel, maar die ander persoon sien dit of nie raak nie, of sien dit net nie as belangrik genoeg nie, en hou aan om te kritiseer, te blameer, of 'n koue skouer te gee. So eintlik ontvang jy vanmôre hierdie geskenk. Een van die grootste geskenke van insig in wat verhoudings laat slaag en gelukkig wees, en aan die ander kant laat misluk. Selfs as jy en jou wederhelf so bietjie striewel op die oomblik, of dalk voel jy julle stry meer as ander paartjies, keer net terug na koneksie, herstel die verhouding. Luister net, wat skryf John Gottman hieroor? Hoe belangrik is repair, herstel? Hy en sy span het bevind dat die teenwoordigheid van die 4 ruiters van die Apokalips by paartjies egskeiding kon voorspel met 'n akkuraatheid van 85%. Hoor mooi, as al 4 daardie ruiters teenwoordig is in 'n verhouding, is die kans dat daai paartjie gaan skei 85%. Maar in 'n studie onder 130 pasgetroudes is bevind dat selfs al is die teenwoordigheid van die 4 ruiters besonder hoog teenwoordig in hulle verhouding, wanneer daar herstel is, repair, dan keer die hele statistiese traject om en 83% van daardie paartjies het 'n stabiele en gelukkige huwelik. Dus, al stry 'n mens en ja, al beklei jy nou en dan in verhoudings, dit gaan oor ons vermoë om te herstel en terug te keer na mekaar toe. Luister hierna. Wanneer die 4 ruiters van die Apokalips by 'n paartjie teenwoordig is en hulle herstel nie daardie skade nie,
kon Gottman en sy span met 'n akkuraatheid van 97,5% voorspel het, daardie paartjie gaan dit nie maak nie. Een van die belangrikste vaardighede wat ons in die huwelik en in verhoudings kan aanleer, is om so gou moontlik na konflik die skade te herstel. As jy mooi daaraan dink, dan stel 'n mens eintlik hier 'n groter doel wanneer iemand sê nou maar vir huweliksberading gaan, of wanneer jy in jou verhouding wil werk, dan wil 'n mens dit so stel. Moenie ophou wanneer jy gelukkig voel nie, maar hou eers op met huweliksberading of as jy self daaraan werk, wanneer jy dit kan regkry om voortdurend te repair, die koneksie te herstel. Ek weet ek het tot nou toe gepraat oor huwelikspaartjies, en heelwat van julle wat na hierdie oggendoordenkings luister, is nie getroud nie of is nie in 'n verhouding nie. Maar is ewe waar vir ander verhoudings. Dit geld vir vriendskap, dit geld ook vir ouerskap. Dr. Becky Kennedy is 'n kindersielkundige en kenner van kinders se gedrag. Sy beskryf in een van haar praatjies hoe ons as ouers soms die plot verloor en ons kinders onbillik behandel, die meer verloor, miskien selfs skree. Sy beskryf dan hoe belangrik dit is om die verhouding so gou moontlik te herstel. En sy gebruik ook die woord repair. So, herstel is om terug te gaan na die oomblik waar die koneksie verbreek is. Toe jy jou meer verloor het, toe jy lelik gepraat het, toe jy afbreekend gepraat het, persoonlik geraak het, kritiek uitgespreek het teenoor die persoon, selfs minagtend gepraat het, dalk jou rug gedraai het, uit die verhouding uitgestap het, hoe dit ook al sê, gaan so gou as moontlik terug en noem wat verkeerd geloop het en neem verantwoordelikheid vir jou optrede. Jou kind kon verkeerd gewees het, maar is nie sy of haar skuld as jy die keuse maak, want die keuse lê by jou en by my, om verkeerde optrede te openbaar het nie. Dit mag nooit 'n verskoning word nie. Gaan terug en vra vir jou kind om verskoning vir jou aandeel in daardie oomblik. Maar belangrik, gebruik die geleentheid om eintlik 'n visie te skets van hoe dinge behoort te wees, van hoe jy droom julle verhouding wel sal wees. Sê vir jou kind hoe jy dit eerder moes hanteer het. En natuurlik, sê vir hulle wat jy van hulle nodig gehad het en in die toekoms van hulle nodig sal hê. Ek deel graag 'n skakel hierna waar Dr. Becky Kennedy kortliks hieroor praat. Ons kan nie sonder die hulp van die Here verhoudings herstel nie. Terugkeer na koneksie toe nie. Want die opdrag om mekaar te vergewe, om reg te maak waar dinge verkeerd loop, lê aan die hart van ons geloof. Kom ons vra die Here om ons daarmee te help. Hemelse Vader, ons vra dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van die Heilige Gees in ons lewens sal bly beoefen, om waarlik lief te hê, om met blydskap te leef, om vrede te maak, geduldig te wees, vriendelik te bly, goedhartig te wees, getrou te wees, sagmoedig te wees en selfbeheerst te leef. Ons weet dat ons aan Christus Jesus behoort en ons kruisig ons hartstogte en ons begeertes wat nie in pas is met U Gees nie. Help ons om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help ons om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond ons, o Heer, dat ons onsself vanoggend ondersoek. En nou, soos altyd, ons hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.